Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons eer die Here dat hy ons vanmôre opgewek het, dat die Here ons vanmôre wil uitstuur om dan ook diensbaar te wees in sy akker, in sy koninkryk, tot eer van sy naam en tot uitbreiding van hierdie wonderlike koninkryk. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën, terwyl ons vanmôre gaan stil staan by 'n baie belangrike saak, en dis die gedagte van 4 teen 1, wat 'n groot verantwoordelikheid. En u wonder seker vanmôre nou waaroor gaan Gerard praat, en vriende, die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën by die aanhoor van hierdie waarheid. En wil ek hier wegval deur vir u te sê, in die jare wat die Here my gespaar het in die bediening, dis nou so amper 28 jaar, kon ek baie berading gedoen het met mans en vrouens en kinders en families en mense wat met die sonde stoei, met skuldgevoelens stoei, met verkeerde besluite wat hulle gemaak het, en telke male kon ek hulle terugverwys het na God se woord. Dat u sien, ons kan met mekaar ervarings deel. Ek het dit ervaar, jy dit ervaar. Dis hoe hierdie oplossing vir my gekom het, dis hoe daai oplossing vir jou gekom het. Maar uiteindelik is God se woord ons barometer. Dis die platform van waaraf ons werk om dan blywende veranderinge in ons lewe te kry en dan ook 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. Nou wanneer ons kyk na die huwelik, vriende, is dit een van die areas waar mense die meeste stoei en stry. U sien, dit is twee onvolmaakte mense wat nou in hierdie huweliksverhouding kom en elkeen met 'n verskillende agtergrond en gebruikes en gewoontes, en nou moet hulle saamgevoeg word in hierdie huwelik en vorentoe beweeg, en daar kom kinders later en daar is verskillende aspekte wat plaasvind met die families en skoonfamilie en al die gepaardgaande dinge. En dan kom hierdie geweldige stoeiery, en ek het dikwels vir mense gesê, die huwelik moenie 'n oorlogsveld wees nie, maar juis 'n veilige hawe, 'n tuiste, waar ek dan ook myself kan wees en God kan verheerlik. En dis bring my uit by die gedagte van 4 teen 1. Nou kom ons val weg. Die Here gee aan die vrou 'n baie belangrike opdrag, en die Here sê vir die vrou in Efesiërs 5 vers 22 en vers 24, een en dieselfde gedagte wat hier na vore kom. Die Here sê vir die vrou, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. So die Here gee vir die vrou hierdie een vername opdrag, en dit is hierdie 4 teen 1. Ons gaan nou by die 4 uitkom. Maar die een vername opdrag wat die Here aan die vroue gee is, vroue, wees aan jou man onderdanig. En as jy wonder wat dit beteken, dan verduidelik Paulus dit in vers 24. Soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Met ander woorde, jy is nie 'n kompetisie vir jou man nie. Vriende, dit breek my hart as ek vroue sien wat parmantig is, vrouens wat dink hulle is geesteliker as hulle mans, vrouens wat nog voor die man iets kan sê alreeds geantwoord het. Ek het eendag in 'n beradingssessie met 'n vrou en 'n man gepraat, dat die vrou op 'n stadium vir die man sê, bly jy stil, ek sal vir die dominee sê wat jy bedoel. En dis die gedagte vandag, vrouens in hierdie kultuur en in hierdie samelewing en omgewing, waar vroue reg aan die orde van die dag is, weier eenvoudig om onderdanig aan hulle mans te wees, en dit tot hulle eie hartseer, nadeel en verdriet. Daarom vind ons geweldig baie sorge en laste in die huwelik. Vroue wil nie hulle plek ken nie, en hulle besef nie dat soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet hulle dit aan hulle mans wees. Dis ononderhandelbaar. En ag vriende, ek gaan nie te veel verder uitbrei daaroor nie. Ek dink jy verstaan presies wat die gedagte is. Die enigste rede kom vroue dit nie doen nie, hulle is rebels teenoor God en hulle is rebels teenoor hulle mans. Hulle wil hulle ding doen soos hulle dit wil doen, en daarom die hartseer wat ons beleef. Maar nou kom ons by die mans. Daar is 4 vername opdragte wat die Here aan die mans gee. Hoor wat sê die Here vir die mans in die eerste plek, Efesiërs 4:25. Mans, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het. So in die eerste plek, moet die man sy eie vrou lief hê. Nie sy buurvrou nie, nie die vrou by die werk nie, nie 'n skelmpie nie, nie 'n vriendin nie. Hy moet sy eie vrou lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het. Hierdie liefde is nie iets wat vir 'n tyd lank duur nie. Dis 'n liefde waar ek nie net op 'n gevoel steun nie, maar my alles gee vir hierdie vrou wat ek lief het. Ek het haar lief, vriende, die dag as ek haar trou. Ek het haar lief tydens die swangerskap van ons kinders. Ek het haar lief nadat die kind gebore is en sy miskien nie meer dieselfde liggaam het as wat sy gehad het nie. Ek het haar lief deur siektetye. Ek het haar lief soos Christus my lief het. Christus het my nie voorwaardelik lief nie, hy het my onvoorwaardelik lief, en selfs wanneer ek sondig, het hy my so lief dat hy my sal kastei en tugtig
om my dan terug te bring op hierdie pad wat ek saam met hom moet stap. So in die eerste plek, die man moet sy vrou lief hê. Maar hoor verder, die Bybel sê vir ons verder, dat die man nie teen sy vrou verbitterd moet word nie. Kolossense 3 vers 19, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. U sien, die Here gee vir die mans baie meer opdragte. Ons weet dat vrouens anders te dink as mans. Ons sê as mans dat die vrouens baie meer kompleks is. Ek dink die vroue sê weer mans is meer kompleks. Dis nie die punt vanmôre nie. Die punt is net, die Here sê vir die man, wees vir jou vrou lief en jy mag nie teenoor haar verbitter word nie. Jy mag nie op 'n punt kom en sê, jong, sy kom seker van 'n ander planeet af en man, sy is so totaal onverstaanbaar. Geen mens kan hulle verstaan nie. En dan raak ek bitter in my hart en ek antwoord haar kort af en ek is nooit by die huis nie en ek is heeltyd in my motorhuis en ek wil eintlik nie met haar praat nie. Ek wil haar nie onder my vlerk neem en lief wees vir haar nie. Ek is verbitter teenoor haar. Luister, 4-1. Die Here gee vir die vrou die opdrag om onderdanig te wees en dit moet sy doen. Die man sover, wees lief vir jou vrou, moenie teen haar verbitterd word nie. Die volgende ene, luister vriende, dis nog nie klaar nie. Dis asof die Here vir die mans hierdie opdragte gee om vir hulle te sê, luister, julle moet die leiding neem. Jy het die verantwoordelikheid om jou vrou te begelei in hierdie pad saam met Christus. Hoor die volgende opdrag wat die Here vir ons gee. Ons moet verstandig met hulle saamleef. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So ons moet met verstand met hulle saamleef, verstandig. So ons moet nie heeltyd vir hulle dink nie. Ons moet nie elke ding wat hulle doen korrigeer en sê dis verkeerd nie. Nee, ons moet besef om baie keer net te luister as hy praat. En ek het nie nodig om altyd 'n antwoord te gee nie. Ek het nie nodig om altyd te redeneer oor alles nie. Ek het nie nodig om alles haarfyn uit te trek en dan hierdie feite op die tafel te sit en dan haarfyn te beplan hoe ek 'n oplossing vir haar gaan gee nie. Nee. Ek moet net met verstand met haar saamleef. In situasies vir die Here vra, Here gee my wysheid. Hoe ek my vrou nou sal antwoord en hoe ek hierdie situasie nou sal hanteer. Of dit nou goed is waarmee sy persoonlik worstel, of dit familiekwessies is, of dit kwessies is in die huis, met die kinders, wat ook al, Here gee my genade om verstandig met haar saam te lewe. Maar nou ook, 'n vierde ene. Ons moet aan haar eer bewys as die swakkere. Ja, u het reg gehoor, die vrou is swakker as die man. Luister, as jy vanmôre dink jy's 'n vrou wat alles kan doen wat 'n man doen, dan is jy so ver van hierdie punt wat God vir jou in gedagte het, dat jy eintlik nodig het om by die kruis uit te kom. Jy's nie 'n man nie, en ek is nie 'n vrou nie. Jy gaan nie alles kan doen wat ek kan doen nie, ek gaan nie alles doen wat jy kan doen nie. So die punt is eenvoudig, dat ons hulle as swakkere eer bewys. Wat beteken dit? Dit beteken, vriende, om hierdie vrou lief te hê, te ondersteun, om haar te help. Sy's nie my slaaf nie, sy's nie my bediende nie, ek moet haar in hierdie liefde van die Here as die swakkere eer bewys. Sy's swak, sy val maklik. Sy's maklik iemand wat mislei kan word. Sy's baie maklik iemand wat van stryk gebring kan word. En ek moet die sterkere een wees, wat onder haar inkom en vir haar sê, my vrou, ek sal vir jou dra. Ek gaan eer bewys deur vir jou te begelei op hierdie pad van heiligheid. Ongelukkig is dit so, vriende, dat die meeste van ons mans in hierdie saak val. Die Bybel sê vir ons dat hierdie vrou, ons moet aan haar eer bewys omdat sy 'n mede-erfgenaam is. So behandel haar as 'n medekind van die Here. Ek is nie meerderwaardig en praat af na haar toe asof sy hierdie geestelike dwergie is en ek hierdie geestelike reus is nie, maar God verhoed dat ons dit doen. As jy geestelik sterker as jou vrou is en jy kyk af na haar en jy behandel haar as die geestelike swakkere, sies vir jou. En God sal jou oordeel daarvoor. Want jy moet onder haar inkom, jy moet haar dra, jy moet haar oplig na die standaard waar jy is. Mag die Here genade gee dat ons hierdie saak verstaan. En dan sluit die Bybel af met die gedagte, sodat ons gebede nie verhinder word nie. Vroue, een opdrag, wees onderdanig aan jou man, soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Mans, hierdie opdragte, wees lief vir jou vrou. Moenie verbitterd raak teenoor haar nie. Leef verstandig met haar saam. Bewys eer aan haar, sodat jou gebede nie verhinder word nie. Ag vriende, hierdie man en prediker Paul Washer, ek weet hy's nie altyd 'n geliefde man onder mense nie, maar hy het iets kosbaars gesê so tyd terug, wat ek ter harte geneem het en ook aan my vrou gestuur het. Hy sê, die dag as ek trou, dan maak ek 'n belofte aan God, om my vrou veilig in die hemel aan te bring.
Dan maak ek 'n belofte aan hom, Here, ek gaan u dogter, ek gaan u kind veilig in die hemel aanbring. Daarom is dit belangrik dat u en ek sal sien dat die vrou wat die Here my gegee het, die een is waaroor ek my liefde moet uitstort. Ek moet haar lief hê, ek moet haar komplimenteer, ek moet haar opbou, ek moet onder haar inkom. En ag, as vrou, dat ek sal die opdrag nakom wat die Here my gee. En dan sluit ek net af. Vriende, as die een of die ander nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, gee dit jou geen reg om ontrou te wees aan die Here in jou verantwoordelikheid nie. Ons moet doen wat die Here van ons vra, ongeag die reaksie van die ander een. Mag die Here ons genade gee. Dis nie maklik nie, maar vir kinders van die Here is die standaard altyd hoog, want die Bybel sê ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder. Tada.